Kom eens dan op, het gaat goed elke keer en dan zeg welkom hier, welkom om in die huis van die Here te wees. Welkom, kom dat het loskom, want jullie spieren moet loskom. Spieren moet loskom, welkom. Kinderen, wat kan ik weten. Ons is gewoon een familie, man. Ons is gewoon die vreemdelingen van elkaar hier. Ja, Julie, ons is een familie. Kom ons groeit elkaar. Kom ons wees blij. Jullie twee, gaan goed die mensen. Jullie drukkie, man. Hè? Dus hierdie klompie wat ons moet oorwaai. Hierdie kindertjies wat ons vooruitgang moet wees. Dis hulle wat ons moet worry oor. Hè? Kandwaboko Shedwenda, Baba Salababo Sidwenda. Dankie almagtige Here, ons loof prys en eer. Dankie vir u teenwoordigheid, Here. Dankie vir u mag, Here. Dankie Here vir u krag, Here. Ons maak u lieflik in heilige naam groot. Dankie Here Jesus, dankie Here Jesus, dankie Jesus. Kandwaboko Sidwenda, Baba Kasikwenda. Kandwaboko Shedwenda, Landwaboko Sikwenda. Baba Kasikwenda, Kandwaboko Shedwenda, Landwaboko Shedwenda. Vandwenda, Kondwaboko Sikwenda, Baba Salababondo. Landwaboko Sikwenda, Kandwaboko Shadwika Sikwenda. Dankie Here, dankie Jesus, dankie Here. Dankie Here vir 'n nuwe dag, Here. Dankie Here vir die woord wat U ons in die aand gegee het, Here. Ons maak U heilige naam groot, Here. Dankie almagtige Vader. Dankie Here Jesus. Dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Here, dankie Here. Dankie Jesus, dankie Jesus. Kembabo Sidwi Henda, Wambaka Sele, Wabobo Salababa Sidi Hende. Wendwaboko Shakwabaka Sikwenda. Dankie Here Jesus. Kondwabo Sidwi Henda, Wambaka Shadwi Henda. Lendwaboko Sikwenda, Kendwaboko Shadwi Kenda. Kambaka Sindwi Henda. Hierdie is wat ons nou moet kyk. Ons moet ons kindertjies opwys in die vreese van God. Want dis hulle wat ons vooruit moet gaan, dis hulle wat moet oorvat by ons. Soos ons hulle nie 'n voorbeeld gaan as hulle gaan leer nie. Hoe kan ons verwag hulle moet vooruit gaan? Hoe kan ons verwag hulle moet 'n voorbeeld wees? Lende wabako shikwike anda kande wababa sadwenda. Kondo wabako shakwe anda wabaka sikwenda van sepel. Kijk. Kende wabako shandwenda lande wabaka sikwenda. Ek sê weer eens welkom aan elke enkele een vanoggend hierso. Wees bly met die huis van die Here te wees. Amen. Nee, dit wordt een flauw ene. Wees bly met die huis van die Here te wees. Amen. Kom ons kyk wie die kant, wat die kant hoor ons die beeste. Kom ons hoor die kant. Wees bly met die huis van die Here te wees. Nee, dit is wat. Julle kan beter. Kom aan, lig het uit. Come on, shout it out. Let you all be the example. Shout it out. Amen. 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 Die kant. Amen. Prys die Here, prys die Here, prys die Here. Prys die Here. Wie is altyd. Sien hoekom ek sê altyd, sien hoekom ek uitpraat, want ek moet skree om gehoor te kan word, want ek praat my dood. As jy in my huis skree nie, dan kry jy nie kans om te praat nie. Dankie Here, dankie Here Jesus. Mense, dis 'n voorreg om in die huis van die Here te kan wees. Dis regtig 'n voorreg om paaskonferensies te kan hou. Daar's mense en daar's plekke wat smag om dit te kan doen, wat dit nie kan doen nie. Wat dit skelm onder tonnels en ondergrond moet doen. En ons wat die weg het om ons wat die mag het om dit te kan doen, sit halwe kerke hierso. En dan die belangrikste van alles is gebed. Dis die belangrikste van alles, dis wat alles bedra. Dis waar ons krag vandaan kry, is gebed om hier by Jesus se voete te kom. So kom ons gaan oopmaak vanoggend en ons gaan die Here aanroep soos nog nooit tevore nie. Kom ons gaan bid vanoggend en ons gaan bid vir elke probleem van ons bid dit weg. En maar nie net joune nie. Onthou as jy vir iemand anders 'n probleem bid, dan kom joune weg. Onthou dit altyd. Want as jy wou oor jou eie die hele tyd, dan is jy selfsugtig. So bid vir iemand anders 'n probleem en joune sal wegval. Dit het ek al baie keer in my lewe gesien. Kom ons staan almal op en ons kom bid en ons maak die Here se naam groot.
Dankie Here Jesus, ek loof prys en eer my Vader. Here, ek maak U lieflik en heilige naam groot, Here. Ek kom en ek kom vra, Here, dat U die diens sal oorneem, Here. Hierdie bid U sal oorneem, Here, in die magtige naam van Jesus, Here. Ek loof prys en eer my Vader. Dankie Here vir U krag in die werke, Here. Dankie Here vir U Heilige Gees wat gister teenwoordig was, Here. Dankie Here Jesus, en maak U lieflik en heilige naam groot, Here. Here, voor U naweek om is, Here, sal U gemeente weet, Here, wat is dit om die Here te dien? Wat is dit om te bid? Wat is dit om die Here se aangesig te soek? Kambaka sikwenda, wambako shadaba banda wababa shidienda. Lendwa bako shakwenda, wambaka sikienda. Kom ons kom allemaal vorentoe, kom ons kom allemaal vorentoe. Ons moet nie vir bid nie. Ons gaan in eenheid staan en vanoggend gaan elke enkele een bid. Ons gaan seker maak elke enkele een gaan bid vanoggend. Ons is mos hier om te bid. Al sê jy dankie Jesus, jy het gebid. Kambaka sikwenda, wambako shadwenda. Come, let you coming in. Come enter the gates. Die nieuws wat nie gewoonte wat we doen, ons kom allemaal bij elkaar en ons staan in eenheid hierso, want ons is eenheid. Sonder eenheid kan ons niks doen nie. Sonder eenheid is die wêreld waar hy is vandag. Want ons kan nie hande vat en saam staan en 'n besluit maak nie. Ons kan nie hande saamvat en dink deurvoer nie. So kom ons bid vanoggend en ons staan saam en ons bid dit hier vanoggend. Kinders wat ons sien wanneer ek gaan wegspring, julle elkeen bid vir julle, maar ek gaan by die mic kom en ek gaan dit elkeen bid. Elke enkele ene. Ek wil elkeen vanoggend hoor. En ek wil hê die duiwel moet hoor vanoggend, as elkeen vanoggend gaan bid vir u dienste vandag. Elke enkele en die hele naweek. Dankie almagtige Here, ek loof prys en eer U. Dankie Here Jesus vir 'n wonderlike dag, Here. Dankie Here vir 'n dag, Here, wat ons krag gegee het, Here, om U naam te kan groot maak, Here. Dankie Here vir die tyd wat U ons gee, Here, om U aangesig te soek, my Vader. Ek loof prys en eer U, my Vader. Dankie Here Jesus. Ek kan nie genoeg loof, dank prys en eer U, Here. Dankie Here vir die voorreg wat ons het, Here. Dankie vir die weg wat ons nog het, Here, om dit te kan doen, Here. Ons moet dankie sê, ons moet skreeu van sê dankie, Here. Here, want wanneer kom die tyd, Here, wat ons dit nie meer mag doen nie, Here. Ons maak U naam groot, Here. Ons roep U aan, Here, soos nooit tevore nie, Here. Here, dankie almagtige Vader. Dankie Here vir die dienste wat U geleer het vanoggend, Here. Dankie vir die diens wat U gister weer gedoen het, Here. Dankie vir die teenwoordigheid, Here. Dankie vir die teenwoordigheid van vanoggend nie. Van die Here, dankie vir die teenwoordigheid van die 10 uur, Here. Dankie vir die teenwoordigheid die hele dag, Here. Ek maak U naam groot, Here. Ek roep U aangesig, Here. Ek roep die vuur van God op die plek op. Nou in die naam van Jesus. Dankie almagtige Vader. Dankie Here. Ek loof prys en eer U. Dankie Here Jesus. Dankie Here Jesus. Raak elkeen aan, Here. Maak elkeen oop, Here. Ek kom teen elke negatieve gedagte vanoggend, ek bind dit in die naam van Jesus. Ek kom teen elke verkeerde denke, ek bind dit in die naam van Jesus. Dankie Here, ek loof prys en eer U. Ek vra Here dat elke denke nou sal sluit van die wêreld en van die vlees, Here. Here, die geestelike nou sal oopmaak, Here. Maak elke geestelike oog oop, Here. Maak elke geestelike oog oop in die naam van Jesus. Ek loof prys en eer U, my Vader. Dankie Here Jesus, dankie Here Jesus vir 'n wonderlike diens, Here. Dankie vir die aanraking, Here. Dat elkeen vanoggend die aanraking sal voel, Here. Elke diens sal voel, Here. Die teenwoordigheid sal voel, Here. Sal voel Jesus Christus is hier so. Ek maak U naam groot. Kom rokotjie wende van bakashala wabundo. Wonder bakashakri en bakashala wabasidene. Ons bid vir die wat hier is nie. Ons bid vir ons regering. Ons bid vir die owerhede in die magtige naam van Jesus. Ons kom teen elke ongeregtigheid, ons kom teen elke omkoperry in die naam van Jesus. Dankie Here, ek loof prys en eer U. Dankie Here Jesus, dankie Here Jesus. Kendra boko sedenda wambaka sedenda. Wendra boko sikwenda, wambaka sedenda. Wendra boko shakwenda. Ek loop weg in die rond en ek hoor nie mense bid nie. Ek hoor niemand bid nie. Ek hoor niemand nie. Kendra boko shakwenda. Ek gaan by jou kans gee om dit te kan doen. So kom ons vanoggend en ons kom begin en doen dit. Dankie. Halleluja, halleluja. Yes, yes. Maar u vandag met nederige harte, Here. Ons kom sê vir u dankie vir nog 'n voorreg van nog 'n diens, Here. Yes, Lord, yes. Here, ons kom met elke bose gees wat nog kom interfereer hier in die naam van Jesus. Ons sê vir u dankie dat ons in autoriteit kan staan, Here. Ons loof en ons prys u wonderlike en heilige naam. Here, ek vra dat elkeen sal Jesus naam, Here. Seën elke prediker se lippe, Here, en dat dit totaal en al uit u troonkamer uitkom, Here, nie uit vlees en
In Jesus' naam. Ons bid in Jesus' naam. Amen. Dankie Jesus vir die voorreg om te kan wees, Vader. Help ons, Vader, om alles wat ons doen. Kan weer? Amen. Dankie Here dat ons môre hier kan wees. Ek bid dat Here hierdie Samuel wat ons onder hom gaan staan, dat die Samuel gaan heel mense onder kom, aan en kom, en groei en gaan hierdie kerk bou en ons saam staan. En ek bid Here dat ons almal gaan hierdie week van vandag af van hierdie pad stap tot die einde wat die Here ons kom haal. En die liefde van die Here wat ons sien vir ons gister van die kruis met die liefde wat ons gegee. Ek bid dat Here dat hierdie mense almal gaan ontvang en baie visse gaan vang en bring saam onder die sambreel en die sambreel gaan staan, gaan stene word. Dat almal kan inkom by die sambreel ons was gaan, dat ons goeie mense gaan optel, mense wat siek is gaan inkom hierso, wat siek is gaan hier inkom en gesond te word. En vandag wat die is wat gaan ontvang, die dag wat vandag so lang is, gaan ons vandag allemaal bij elkaar gaan komen en goeie nieuws gaan echt deel van die Here. In Here sy naam, ek bid en ek prees. Amen. Halleluja. Dankie lieve Jesus dat ons vandaag die meer zijn. Allemaal van ons dankie voor die kerst. Dankie lieve Jesus voor jullie wonderlijke dag. Amen. Dankie dat ons kan opstaan. Yes, Lord, yes. U ons kan zien met u lief. Ik bid dat u jullie woord kan. Laat ons hier woord kan ontvangen, Heer. Dankie, amen. Dankie Jesus vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir die gebede van my broer. Alles net net vandag. Wat gaan werk met hom? Dankie, Here. Yes, Lord, yes. Dankie Here vir nog 'n dag. Dankie Here dat ons almal hier weer terug is by mekaar. Amen. Dankie Here dat ons kon opstaan en weer hoor van Jesus. Amen. Amen. Dankie lieve Here dat U ons vanoggend opgewek het met 'n verwagting in ons harte dat ons hierdie dag sal begin, Vader. En ons sê ook verdanking, Here. Wat 'n voorreg dit is om te wees, Here, nie om in die teenwoordigheid te wees, Here. Ons vra dat U die dag sal seën. Ons vra dit alles in Jesus naam. Halleluja. Here, dankie vir die voorreg, Here, om vandag weer hier by die tent van samenkoms U naam te kan kom groot maak, Here. Here, gaan saam met elke een, Here, dat hulle hulle ore sal oopmaak, Here. En daai woord wat U vir ons gegee het, Here, dit sal inneem en herkou, Here. Om te besef, Here, enter the gates is nie net gaan in die hekke in nie, Here. Here, dit is U hekke waardeur hulle moet gaan, Here. Want dit is U tyd, Here, want U gesê het, ek kom hard vandag aan, Here. Daar waar hulle nie reg gemaak het nie, Here, laat hulle vandag hier en nou die tyd sal gebruik om U reg te maak met U, Here. Here, ons kom sê vir U dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. I just want to thank God for constantly showing up in my life, for His grace, for protection. He always takes me out of situations that I'm not able to, when you don't know what to do, He always shows up. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Father in heaven. I thank you, Lord, Father in heaven, for allowing us, dear Lord, to be here this morning, dear Lord, to praise and worship you, dear Lord. Father, thank you, Lord, for your love. Thank you, wonderful God, for giving us the courage, dear Lord, to come before you, wonderful God, and be able, dear Lord, to go on our knees, dear Lord, to worship you. Amen. Father, worshiping you from the heart, in spirit, oh dear Lord, as one. Father, I pray that, Father, you touch each and every one of us today here, dear Lord, so that, Father, in heaven, we will know who you are in our lives, who you are, dear Lord, in everything that we do. Dear Lord, thank you for being a wonderful God to us. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen.
Dankie Here vir die voorreg om by mekaar te kan wees vanmôre, Here. Dankie dat U werkend in elke persoon se harte is, Here. Dat U hulle gestuur het om by die tent van samekoms te kan uitkom vanmôre, Here. Dankie dat hulle die tyd uitgekoop het, Here, dat hulle gehoorsaam was aan U woord, Here. Vir hulle wat by die huis is, Here, ek bid dat die woord hulle sal aanraak, dat U Heilige Gees sal tasbaar beweeg en dat hulle U sal ook voel daar waar hulle sit en daar waar hulle luister en waar hulle kyk, Here. Dankie dat die prediker ook 'n gesalfde prediker is vanmôre, Here. Dankie vir die tyd wat hy spandeer het en die tyd wat hy uitgekoop het om saam met U tyd te kan spandeer, om U die woord te kan gee, dat hy deur net die instrument sal wees en dat U deur hom sal spreek. Sien elke persoon wat hier is, Here. Sien ook die dienste vir die dag, Here. Ons bid ook dat U die verrigtinge en mag nie saak wat ons doen nie, die danse, Here, dat dit 'n verheerliking van U naam sal wees, Here. En ons loof en ons prys U wonderlike naam daarvoor. Dankie my Vader. Dankie Jesus. Amen. Vader, dankie vandag dat ons hier kan wees. Dat ons U naam sal groot maak hier in die dag. Seën almal wat hier is. Dankie God vir alles wat U vir ons gedoen het en vir alles wat God vir ons gemaak het. In U naam weer. Amen. So Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons hier vandag hier met mekaar te doen. Here, U ken elkeen se hart. Ken elkeen se behoefte, Here. U weet presies wat vandag gaan gebeur. En Here, ons roep U mense van die ooste, die noorde, die suide, die weste, Here, ons roep hulle in dat hulle sal kom, Here, en hulle harte sal verander. Here, kom en raak elke hart aan, Here, dat elkeen kom met 'n verwagting. Here, seën elke prediker vandag en alles wat ons doen. Wil dit in U naam. Dankie Abba Vader, Here, dat ons vandag weer as familie in U teenwoordigheid kan wees, Here. Halleluja. Here, maak elkeen se gees oop, Here, sodat hulle sal ontvang dit wat U vir hulle instoor het. Dankie dat ons elke siekte, elke las voor U voete kan neerlê vanoggend, Here. En dat ons kan weet, ons is genees en ons is vrygekoop. Amen. Amen. Dankie Here. Dankie Jesus vir die wonderlike dag wat Jesus ons gegee. Dankie vir nog 'n voorreg wat ons in die kerk kan wees soos 'n gesin. Dankie Jesus. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father, for the day that you have blessed us with. Yes, Lord, Lord, I yes. ask that you need to guide us today and keep us with the right path for the rest of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you God for this wonderful, for this wonderful day. Yes, Lord, yes. Dankie Here vir 'n wonderlike dag, Here. Ons dank aan die mense wat ons gestare lê. Here, die mense wat graag hier wil wees, maar wat onder omstandighede nie hier kan wees. Yes, Lord, yes. Here, as ons net graag die dienste en die dag wel vorentoe graag sien en dit wat vorentoe lê, voor U hand sit en U dit sal vir ons sien. Goeiemôre my Vader. Halleluja. Dankie vir die wonderlike dag wat U ons almal Amen. gespaar het. Amen. Nog 'n dag om U te dien. Yes, Lord, yes. Beter te maak in U. Dankie Jesus. Help ons gedagtes, ons siel en ons hart en gedagtes in een sal werk met U. Ek pleit die wonderlike bloed oor elke siel wat hier staan vandag. In Jesus naam. En ek bid dat U elke een se twyfel, kwaad, Halleluja. Halleluja. negativiteit sal verwyder, Jesus, en ek verplaas met die vrugte van die Gees. Dankie Here. Wees saam met elkeen vandag. Ja. Wie ook al bemoeid is, sit U hand op hulle. Dat hulle weet U is lief vir hulle. Dat hulle U liefde voel, my Vader.
En Satan, jy het geen plek in hierdie kerk. Jy sal nie uitgaan in Jesus naam. Jy verwyder jouself. Dankie Jesus vir alles en ek vra dat U verder tot die einde van hierdie konferensie sal wonders doen en so sterk hier sal werk, dat die Heilige Gees so sterk in mense sal werk, dat daar groot veranderinge in U wil sal wees. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Dankie my Vader. Amen. Omnipotent Father. Yes, Lord. Abba Father. Yes, Lord. Thank you for giving us this opportunity to be able to see this new day with the life in our bodies operating normal. I thank you for your presence. As you always promise that wherever you are, is nothing impossible. All that I'm asking for is your presence. I thank you, Lord, for the provision, the protection, the love and the caring that you're giving us daily. Heavenly Father, I declare life into this ministry. I declare life into each and every one of us. Lord, your mercy, your grace, it's all that we need and we're asking for. Heavenly Father, there's nothing that is impossible with you, as you promised, and you have never failed us, and you will never fail us. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord. Thank you, Father. Amen. Heavenly Father, I thank you for this wonderful day. I also pray for success in our life. Amen. Thank you Lord, dankie Here, ons maak hierdie plek in hulle genade. Dankie Abba Vader, dankie Here Jesus. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Dankie Jesus. Yes, Lord, yes. Amen. Dit is 'n gebed. Net dankie Jesus beteken 'n dankbaarheid en dit is 'n gebed. Dankie Here Jesus, maak hierdie plek in hulle genade. Dankie Here. Here, ons sê vir U dankie dat U geluister het na elke uitroep, Here, elke versoek, Here. En ons weet, Koning Jesus, U gaan ons antwoord. Daarom ons vanoggend sing, Here. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons sorgen, net soos ons vergewe die Here vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig. Mense, as ons nie gaan bid nie, gaan jy nie 'n verhouding met Jesus Christus bou nie. As ons nie gaan bid nie, as ons nie tyd uitkoop om te bid nie, om Jesus aan te roep nie, gaan ons dit nie maak nie. En hy sê uitdruklik, as jy my skaam vir my, sal ek my skaam vir my Vader vir jou. Wil jy 'n kort skrifgie gee? Romeine 15 vers 13. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. As ons bid, maak ons oop. As ons oop maak, sê ons hier is ons Here, kom raak ons aan. So, kom ons wees nooit skam om te bid nie. En kyk wat sê hy, wat is ons prys daarvoor? Hy gaan ons alles gee, hy gaan ons oorvloedig gee. Wie wil nie oorvloedig hê nie? Wie wil nie weet, wat eet ek vanaand of wat eet ek môre nie? Ek dink elkeen van ons. Is dit 'n amen?
Elkeen van ons wil nie worry wat ons mooie doelgooi is beter môre ons kan nie. Is dit nie so nie? As ons kan weet, hoe maak ons kar weg nie? Wat gaan ons nou weer moet verkoop? Wat gaan ons moet doen om 'n plan te maak om te kan te doen? As jy wil weet van planne, vra ek in hierdie geval, ons het al alle planne in die lewe gedoen. Maar alles in geregtigheid. Amen. Nooit het ons eers gedink aan om te steel of om iets te doen wat ons nie moet doen om te kan survive nie. Yes, yes. Want ons Jesus Christus het altyd voorsien. Halleluja. Altyd, want ons maak hom ons skepper, ons maak hom ons voorsiener. Ons bind ons nie in die ekonomie nie. Ek sê dit soos ek gister sê, ons bind ons nie in die ekonomie nie, want ons voorsiener is Jesus Christus. Yes. Nie die regering nie, nie 'n salarissteek nie. Halleluja. Jesus Christus is ons voorsiener. So as ons begin ophou kyk, vaskyk in 'n salarissteek, as ons ophou begin vaskyk in die ekonomie, wat rond spring soos 'n jumping jack, nee, dan sal ons ophou om ons geloof op te laat rondspring. Halleluja. Want jy glo in daai salarissteek wat jy gaan kry. Jy glo in daai ding wat jy gaan doen, maar jy glo nie in Jesus Christus wat gaan voorsien nie. Yes, yes. Ons moet ophou en begin vertrou op die een wat ons moet vertrou. Halleluja. En dit is Jesus Christus. Vers 15 sê, want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie. Dit is baie belangrik om nie dinge uit ons eie te sê nie. Dit is regtig baie belangrik. As jy daar buitekant vir iemand gaan 'n woord bring of iemand gaan trek na Jesus toe, moenie vir hom leuns vertel om by Jesus te kry nie, want jy mors jou tyd. Jy gaan vorentoe met jou antwoord oor daai leuen wat jy hom vertel het om by Jesus se voet uit te kom. En hy gaan vir jou vra, hoekom het jy met jou, hoekom het jy nie die waarheid gepraat nie? Nou kan ek jou nie glo nie. Hoe moet ek jou glo? Hoe moet ek Jesus glo? Want jy jok, jy sê jy is Jesus se kind, maar jy jok. Jy sê dan Jesus is in jou. So hoe moet ek jou nou glo? Toe kom ons praat altyd die waarheid. Sê hulle. Dis nie 'n maklike pad nie. Moenie doekies omdraai nie, moet hom nie omkoop om hier te kry en soetpaadjies doen nie. Vertel hom van die begin af. Jy dien 'n lewende God. Jy dien 'n God wat speel nie. Yes. Ons dien 'n lewende God, hy het opgestaan mense. Hy is nie meer in die graf nie. Die graf is leeg, die doeke lê. Yes, halleluja. Kom ons hou op om hom daar by die graf te gaan soek. Yes. Kom ons hou op om hom daar by die kruis te gaan soek. Yes. Kom ons gaan soek om ons Vader in die hemel, aan die regterkant, waar hy sit. Yes. Dis waar ons hom moet kry. En dis wat ek vir julle wil gee vanoggend. Kom ons praat altyd die waarheid. Amen. Amen. Maak nie saak hoe jy 'n ding wil doen, maak nie saak hoe graag jy iemand wil ben nie. Moenie vir hulle jok nie. Yes. Kom met die waarheid, kom met die opregtheid, kom met wat Jesus in jou gee. Moenie bang wees wat jy daar gaan doen as ek hier toe kom en nou moet ek vir pastoor bid, dokter Piet van Wensburg, nou moet ek vir hom bid. Nou, Here, nou bid my boekie want is dokter. Nee, hy's 'n mens. Amen. Dankie tog. Hy's nie God nie, hy's 'n mens. Amen. Jy moet so wees vir God. Jou boekie moet bewe vir God. As jy weet wat ek gebeur vanaand gister toe ek hier begin het. En die Here vat alles so weg. Toe ek instap toe gaan hy bid kom gesê, "Jy kom bid dit vir my. Asseblief kom bid dit vir my." Dit was erg. Halleluja. En nie omdat ek bang was omdat ek dit nie kan doen nie, omdat ek bang was, ek was kan ek my Jesus Christus tevrede stel. Nie om enige een van julle tevrede te stel nie. Amen. Kan ek goed genoeg wees met Jesus Christus. Halleluja. Wat my dier gekoop het, wat my daar uit moederslyk uitgehaal het, wat my uit verslawing uitgehaal het, wat my uitgehaal het uit hoegery, wat my uitgehaal het uit lelike dinge in my lewe. Ek was en vir daai rubbish wat daar aan die kant is gelê het. En alle jare het hy my beskerm. Deur beklei, deur dronk bestuur, het hy my beskerm. Nooit 'n ongeluk gemaak nie. Dit kan net God se hand wees. Yes. As my moeder hier was, sy jou getuig, as ek by haar huis stop en val ek en dan kan ek nie loop nie. Dan moet hulle my indra. As my ex-vrou was, soos jy julle vertel het, as ek aan die kar klim, dan loop ek wil julle nie wys, ek loop in die donker, so. Oefen dit nogal reg? Ja, want ek wou nie geval het nie. Want ek het nie glo aanval nie. Omdat ek 'n verwerping kind was van kleins af. Amen. Amen. Het ek besluit geneem. Ek het genoeg geval in my lewe. Ek gaan nie val nie. En ek het opgestaan. En so het ek geloop dronk na my kar toe. En ek het in my kar geklim. Die daspoortunnel gery. Dat ek nie geweet het waar ek is nie. Dat ek by my moeder se huis stop. Dat ek nie geweet het hoe ek daar gekom het nie. En baie vir die Here gesê, Here, hoekom?
Hoekom? As ek hoor van mense wat ongelukkig gemaak het, my ou wat ongelukkig gemaak het in dronkenskap. Hallo, hoe? Here, hoekom nie ek nie? En hy het my gesê, jy is geroep. Ek beskerm jou. Ek beskerm jou. Soos hy my so kon beskerm deur al die lelike dinge wat ek gedoen het. In die lelike dinge wat ek gedoen het, kan hy julle ook beskerm. Amen. Elkeen van ons. Maak nie saak hoe jou verlede lyk nie, dis hoe jou toekoms gaan lyk. Halleluja. Maak nie saak hoe jy ingestap het nie, is hoe jy gaan uitstap. Maar jy kan verander alleen dat as jy toelaat dat Jesus Christus jou aanmaak. Halleluja. As jy oopmaak, sê I surrender. I surrender. Maar as jy dit nie doen nie, I surrender all. ons dien 'n lewende God en 'n regverdige God. Hy doen niks op niemand af nie. Niks. Hy kom gee dit vir ons. Hy kom gee dit vir ons op ons skote. Hy kom sit dit vir ons so neer en sê hierso. Hier is my kind, vat dit. En dan stoot ons dit weg. Sy woord sê uitdruklik, hy klop. Hy klop. Wanneer gaan ons oopmaak? Wanneer gaan ons hom oopmaak? Hy klop in jou hart. Elkeen weet vanoggend met wie ek hier praat. Hy klop. Jy gewees my vinnig. 5 mense wat hy gister gesê het, ek praat met jou. Ek praat met jou, met niemand anders nie, ek praat met jou. En dan kyk jy vir die volgende langs jou, praat die Here dalk met een langs my. Hy praat met jou. Hoe teen sussie, hy praat met jou daar, hy praat met jou. Hy praat nie met die een om jou nie, hy praat nie met die agter jou nie, hy praat nie met jou boetie, jou sussie of jou man, hy praat met jou. Yes. Jy is die een wat jy besluit moet neem. Niemand kan dit vir jou doen nie. Jy is die een wat jy keuse moet maak en sê, ek gaan nie meer in die wêreld vasgevang wees nie. Ek gaan my nie meer oorgee in die wêreld nie. Maak nie saak of jy 'n boyfriend of 'n girlfriend of 'n man of 'n vrou verloor nie. Jy moet staan vir Jesus Christus. Amen. Hy het uitdruklik van daai man gesê wat hy gesê het, kom volg my. En gesê ek gaan eers my vader begrawe. Het hy gesê dat die dooies begrawe. Hy wou sy papi begrawe, mense. Hy het gevra hy wil net sy papi begrawe. En dit was nie belangrijk genoeg vir Jesus nie. Hy het gesê, jy is nie waardig om my te volg nie. So wil jy vandag hê, dat Jesus vir jou moet sê, jy is nie waardig om my te volg nie. Amen. So wie kies jy vandag? Kies jy jou moeder, jou vader, jou boyfriend, jou girlfriend, jou man, jou vrou, jou kind? Wie wil jy tevrede stel vandag? Jesus Christus? Wat vir jou die ewigheid kan gee? Die ewige lewe? Ons moet besef, ons speel met 'n lewendige God wat ons lewens in sy hande het. In kleuterskool, in die Bybelskool dat ek nooit onthou as kind, het hulle altyd een juffrou skerp gehad met 'n touwtjie wat so gehad het. Dan sê sy, hier staan Jesus. En hy knip hom en is verby. Niemand anders kan hy touwtjie knip nie. Behalwe hy sê, jou tyd is nou klaar. Nie een van ons weet wanneer dit is nie. Hoekom sal jy wil wag tot die eindtyd? Hoekom gaan jy gewaaid wees oor die eindtyd wanneer Jesus kom en wat die tekens moet wees wanneer hy gaan kom? Moet jy nie nou weg wees nie? Kan dit nie nou die eindtyd wees nie? Nie een van ons het ons lewens in hande nie, mense. Jy moet tot besef kom. Vrees die ene wat jou lewe in sy hande het. Die duiwel het nie jou lewe in sy hande nie. Hy kan jou nie doodmaak nie. Hy kan ook jou liggaam doodmaak. Dat jy self adem, hy kan nie jou doodmaak dat jy in die hel beland nie. Jy self wat hy besluit neem. Jy wat hy besluit neem, moet besluit, ek gaan dit en dat doen. Die verkeerde dinge. Hy sê uitdruklik, moenie vergelykvormig met die wêreld word nie. Jy is in die wêreld. Jy gaan saam met hulle leef, maar moenie gelykvormig word nie. Moenie 'n tattoo opsit omdat jy wil cool wees vir jou tommies nie. Moenie 'n sigaret light omdat jy wil cool wees vir jou tommies nie. Of dalk 'n inspuiting vat nie. As jy goed doen, my pa het my altyd geleer, tel tot 10. Tel tot 10. So gee jy die Heilige Gees kans om te werk. En ek waarborg jou, jy gaan nie daai ding doen wat jy wou gedoen het as dit verkeerd is nie. So maak daai keuse vandag. Maak daai keuse vandag. Jy die heel naweek, maar moenie ook daar begin dat jy die laaste diens gaan klaarmaak en gaan regmaak en sê Here, nou hier is ek nie. Ek gaan nou al my jolskoot toe vat, al my lekker my druggie vat en dat ek hoe lekker hy word. Wat word hy in die Heilige Gees, man? Ons gee jou die kans.
Toe kan jy elke dag hy wees in die Heilige Gees. Jy hoef dit nie hier te doen nie. Want dit is ons probleem. Ons kom doen dit in die kerk, saam met almal. As ons daar uitstap, dan stop ons om dit te doen. In plek van na buitekant, die Here se naam groot te maak, om te loof en te prys. Sodat mense kan sien hoe 'n Christen moet lyk. 'n Kind van die Here. Want Christendom het cheap geword. Die woord Christen het cheap geword. Daar's mense buite mense as jy vir hulle sê, praat van die Here en sê, o nee, ek wil nie Christen wees nie, want as 'n Christen dit en dit en dit, wil ek nie een wees, dan bly ek eerder waar ek is. Is jy dalk een van hulle wat mense so laat voel? Is jy? Is jy dalk so voorbeeld? Dat mense bang is om die Here te dien omdat jy daai tipe lewe wat jy nie moet lewe nie? Is jy? Ek los julle by die vraag. Gaan dink daaroor. Gaan verwerk dit. Are you that person who must lead people outside to come out by Jesus Christ? If you are that person, not doing things right outside, stop doing it. Because why? You're going to answer for each and every person you must mislead. Every person. You're going to answer for his sin. Because why? The Lord was sent you on his way and you wasn't there for that person. Stop it. Stop it. That's all. Almagtige Vader, ek kom net sê dankie Here vir die kort en woord Here. Ek maak U lieflik in hulle genaam groot Here. Dankie Here Jesus, ek loof prys en eer U my Vader. Here seën ons volgende dienste Here. Seën dit Here, raak elkeen se hart aan U vanoggend Here. Dat daai woord op vrugbare grond sal val Here. Ek loof prys en eer U daarvoor Here. Dat hy sal diep geplant sal word Here. Dat hulle sal kan besef Here, dat dit sal opkom Here. As hulle iets verkeerd wil doen Here, dat dit hulle sal opkom. Nee, ek kan dit nie doen nie. Dat hulle tot 10 tel besef en dan gaan hulle tot gebed kom en anyway dan. Want die Heilige Gees sal hulle so ver vat dat hulle gebed daarteen. Ek loof prys en eer Here. As dit vir my kon werk Here, kan dit vir elkeen hier so werk Here. En U weet hoe stout was ek Here. Ek vra, beskerm elkeen Here in die magtige naam van Jesus. Ek loof prys en eer U. Dankie Here Jesus. Dankie vir die geleentheid Here. Alle lof, dank en eer aan U. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Amen en amen.